Hi almal en welkom tot my finale showcase van hierdie trui. Ek gaan hierna nie nog enige verder video's doen oor hom nie. Maybe net 'n light review in een van my crochet journals. So ja, verskoon, hier's horrible lig. Dis is die ergste lig vir my gesig. Maar dit wys die trui pragtig. Dit is baie natural light wat hier inkom. En ja, so ek het nou al hierdie trui 'n hele aantal kere aangetrek en verskeie take met dit gedoen deur die huis, quests in die dorp in, events en hy was ook al baie in die was en ek het so lekker op my elmboog gewerk met hom. En kyk, hierdie is mos nou met die Pure Gold gedoen. Ek het hom geweeg en dit was ongeveer so 930 gram. So ja, hy's 'n lekker stewige truitjie, maar hy voel glad nie swaar nie. En dit is warm, dis lieflik warm. Dit is warmer as van my pullovers wat jy koop in die winkel. Nee, hy's lieflik. Dit dra lieflik, dit voel lieflik. Dit is verbasend baie sag. So okay. Hy maak hier en daar wolletjies, maar dis nou nie, sien jy, hierso. Dis meer soos 'n fluff. Hy maak nie daai heavy pulls nie. Dis soos enige ander trui. Hy het, sien julle daar waar ek maar presies daar waar ek nou lekker op my elmboog werk. En die katte het al ook hier ingevaar en hy het nie te slegge uitgetrek nie. Want julle weet mos, hy naaltjies hak en my gemmerkat love hierdie trui. As ek hierdie trui aantrek, hom sit hy altyd op my bors of op my skoot en dan begin hy koekies bak. En ek is baie happy. Ek is bly ek het die moeite gedoen om hierdie trui 80 keer uit te rafel en oor te doen totdat ek tevrede is. Ja, hy sit baie mooi. Hy maak so klein bietjie wie hierso, maar dit lyk actually nice. Ek kan makliker die voorkant en die agterkant sien en hy sit nou net reg. Dit is baie gemaklik. Hy vou in al die regte plekkies en ek is baie happy met die colorwork. Dit lyk baie soos wat mense Fair Isle, hierdie stukkies. Lyk baie soos Fair Isle, ek love it. Fair Isle is mos nou net daai twee kleure, ja. Ja, so, maar presies, dis 'n Fair Isle jumper van my. Maar ja, dis net daai klein bietjie. So dit was vir my, hierdie truitjie, hierdie jumper was vir my 'n baie goeie introduction vir my eerste, hoewel, dis nie my heel eerste kleurwerk nie, maar waar ek nou van tussen twee kleure die hele tyd deurwerk. Ek het al beanie gedoen wat jy weet dat hy blokke kleur het en hierdie is dan nou waar jy nou tussen die twee kleure die hele tyd rondop. Ek is baie happy hiermee. Ek sal vir julle nou ekstra footage opsit van die trui van waar ek hier buite staan, dit blom mooi hier buite, so ek het sommer daar tussen die blommetjies gaan staan. So ja, dankie dat julle my gevolg het, deur my, ek weet nie wat mense hierdie jumper, 'n crisis. Ons is nou al so lank hier deur, ek het definitief met my 3 klere, kyk ek moes nou gepraat van ek het 9,5 balle wol gebruik, ek het omtrent net 2,5 van hierdie ivory gebruik en dan die hazelnut 'n klein bietjie meer, want die hazelnut het nog die ribbing by die moue en onder die trui en dan die taupe was maar nou net soos die middelseksie en ek het baie geleer uit my eksperimentasie met hierdie jumper en ek pas dit al reeds toe met ander goedjies. O, ja, bygesê. Die Pure Gold wat ek gebruik het, dit is nou die Else Pure Gold, die double knit.
En ek weet baie mense trek hulle neus op vir die akriele, maar hierdie is baie nice en hy's baie sag en ek love, kyk hierdie definisie van my ekelwerk. Ek love it. Dit wys so mooi en dit voel, ek kan nie ophou vat hier aan nie. Dit is vir my so lieflik en is sag. Dit is sag. Ek het al so baie dit uitgetrek dat ek wil amper sê die wolle waarmee ek hier gewerk het was al 'n bietjie moeg gewerk, want hulle is oor en oor uitgetrek, maar hierdie ene wat ek nou weer splinternuut mee werk, hy is sommer extra sag. Maar dis, ek is baie happy met hierdie, en ek dink in die toekoms, as ek vir myself weer 'n bekostigbare trui wil maak, sal ek hierdie akriel gebruik. Nie dat ek dink daar's enigiets fout met die Aloe Tiger, nie dat ek dink daar's enigiets fout met die Charity nie. Ek hou mos net van 'n klein bietjie nice goedjies vir myself. Ek is seker julle voel ek met dieselfde met wat jy vir jouself doen. Want ek weet hoe ek hierdie trui gaan hanteer en wanneer ek hom gaan dra en waar ek hom gaan dra. So ek gaan ook my deel doen om hom op te pas en ek kon hierdie trui gemaak het soos wat ek daarvan hou. So ja, dis slow fashion, maar ek hoef nou nie een of ander ding in die winkel te gaan koop nie. Ek kan nou my eie goedjies. Ja, ek het nou die confidence om my eie klere items te maak. Hallo, hier is die man. Hey Tiger. Ja, hy moet ook nou net betrokke wees as mamma hier praat by die kamera. Maar ja, so ek is baie tevrede met die wol. Ek is baie tevrede met die trui. Ek moet myself keer of ek dra dit elke dag. En ek beveel julle ook aan, probeer dit. Ek gaan dit nou met ander items ook, soos ek vroeër genoem het, goedjies waarvan ek hou. Dalk nou nie in die, jy weet, dalk nou weer in 'n ander ekelsteek. Gaan ek nou vir my ander goedjies maak. En dalk sal, ek gaan kyk vir bietjie later vir somergoedjies, somertops met katoene of die sakjaan, want die sakjaan het ons nou daai bietjie nylon in en dan hou hy nog net 'n bietjie langer. En soos ek sê, ek het 'n paar fotos en goedjies geneem en julle kan die laaste paar steekies waar ek die triljoene stertjies weggewerk het. Ek het net so 'n paar laaste steekies vir julle afgeneem, dat julle kan sien hoe ek my stertjies ingewerk het, en julle sien dit nie eers nie. Hier was so baie, so baie stertjies, en jy kan nie sien waar ek wat ingewerk het, en hy het baie mooi uitgewerk. Ja. En ek het hulle al 'n hele paar keer gewas, soos ek vroeër genoem het, en jy kan nêrens sien waar stertjie uitsteek of niks nie. Hy het net mooi self vasgehaak in homself, en ek kan nie gelukkiger wees met hierdie trui nie. Ja. Ek is baie happy oor hierdie trui. Dit bring my al klaar baie vreugde. Geniet dit om te dra, dit is so gemaklik, dit is warm, en ek gaan nou op in my eie beeld blaas, en ek hoop julle geniet die volgende paar fotootjies, waar ek die trui ook van verskillende angles afgeneem het, en so 'n bietjie van ek het teruggegaan in van my vorige video's, en ek het 'n paar snapshots geneem van waar ek begin het, so, en waar ek dan nou geëindig het. So, ek hoop julle geniet dit. Bye!